Baie welkom by ons nuwe Jy realiteitsreeks in samewerking met Slender Wonder vir 'n mooier, gelukkiger en 'n gesonder jy. Ek is Vanessa Skuman van Volgoed Media en sal hierdie reeks saam met ons span spesialiste, dokters en borge aanbied. Ons doel is om gewone vroue van binne en buite mooi te maak. In vandag se program gee ons 'n oorsig oor al 6 vroue se nuwe jy reis, sodat jy vir jou gunsteling deelnemer kan stem. So of dit nou Annetjie, Matilda, Anne-Marie, Priscilla, Suzette of Charmaine is wat jou motiveer om 'n nuwe jy te word, stem asseblief vir haar. Wanneer het jou gewig vir jou 'n struikelblok geraak? Na my 3de kind. Dat ek dit net nie kon afskud nie. Alles het toe net downhill gegaan van daar af. Hoeveel het jy in daai tyd opgetel? Amper 15. Ja, en dis wat ek nou baie graag wil verloor. Ek is daai ene wat eet as ek nie lekker voel nie. Dit het my eetgewoontes beïnvloed. Ja, dit is net 'n aardige pad om te stap. Gebruik jy nog steeds medikasie? Ek doen ja, maar ek wil baie graag afgespeen word, so ek werk daaraan. Baard en ek sal afkom. Ek het so down the line het ek vir Suzette verloor. En nou is ek bietjie moeg. Ek kan sien ek het meer as 2 jaar terug geoefen, maar verseker is 'n body workout beter as daai masjiene hoor. Ek sê vir jou, dit is life changing. Net hoe jy voel en hoe jy opstaan is iets anders as wat ek al beleef het regtig. Vandag is ons uiteindelik deur die 70. So ons weeg 69.3 vandag. So toe ek afgaan, toe val ek in daai diep gat in van depressie. Nooit geweet wat dit is nie tot ek actually daar beland het nie. So ek was laas jaar van Maart af in 'n verskriklike donker plek. En ek het 60 dae ingeskryf. Ek het alles gegee wat ek kon gee. Ek gaan deurdruk tot die einde toe en dan begin my harde werk eers. Ek kan met confidence in 'n winkelsentrum inloop. Ek kon dit nooit doen nie. Ek het toegemaak. Ek het my kinders voor my gehou. Nou loop ek met confidence. Suzette, jy lyk fantasties. Dank, ek voel fantasties. Rarig. Ek het voor die tyd het ek gesukkel, veral met plantaris fascias in my voete. Wat is dit? Dit is die wand wat onder jou hak, van jou hak tot jou groot tone kom, groot tone kom, so dan vir groot hy so bietjie. Daar's 'n infeksie wat onder jou voete. So as jy trap, dis regtig baie seer. So jy moet ook sekere skoene dra. Dis net ongemaklik. Daai downgate en daai ek wil net alles eet, daai ek hou nie van myself. Dis ek kan nie eens onthou dat ek dit actually mee gehad het nie. Want jy voel confident as ek in 'n winkel stap. As ek met iemand praat ook, ek kan nou baie meer oop en lekkerder praat, verstaan jy, alles het totaal en al verander. Wel, baie geluk, jy het uitstekend gepaard. Baie dankie. Gesondheid. Vandag is sy 'n nuwe vrou met groot drome en 'n nuwe lus vir die lewe. Hier is Suzette. Nou, is ek ready. En ek is liefdevol en ek kan so rot en vas. So nee, awesome journey, alles die moeite werd. Daar was by Groot FM was daar 'n kompetisie geweest vir verpleegkundige van die jaar. Ek het die prys gewen vir verpleegkundige van die jaar. Nou, baie geluk, dis wonderlik. My man het my gechallenge en my baie gemotiveer. So vir my is motivering en hy sou staan nou 100% agter my, so dit gaan baie goed. So hy het my gemotiveer en gesê met ons eerste dogter as hy gewig verloor kan Kaap toe vlieg. Ek wil so graag Kaap toe gaan. Ek gaan ons Kaap toe. En so ek was maar vir 2 maande. En ek weet hoe voel dit om maar te wees. En toe ek terugkom, toe is ek swanger. So hulle 30 kg op. Hy sê, "Al bietjie weeg 4 kg. Jy 30 opgetel." So Dan is jou gewig af
na 61.7 toe. En toe besef ek maar 2024 moet my jaar wees. Ek het Augustus verlede jaar gegaan vir 'n voetoperasie en ek het my gewig, het ek baie meer gewig opgetel en my voet was baie seer en ek het op 'n stadium met ek kon ek eers op die motorhome se trappie klim nie en toe besef ek maar ek is nie meer mobiel nie. Ek is nie meer wat ek was nie. Ek moet dringend plan maak. Fantasties. Baie dankie. Dit lyk verskriklik mooi. Ek het nooit so mooi staan gehad. Dankie, ek waardeer dit verskriklik baie. Cheers! Wat het jy vir jouself gedroom as jy nou die ouderdom van 50 sou bereik? Ek het altyd gesê ek wil graag maar wees en lang hare. En het jy droom waar geword? Ja, ek is baie maar. So ek is baie trots op my, maar ek het nie lang hare nie, maar ek is mal oor my hare hoe hy nou is. Kyk toe ek die make-over van die tande gewen het, dit was vir my ongelooflike gevoel gewees en ek kon nie besef dit is ek nie. Dit was vir my 'n wel gewees en ek is baie dankbaar daarvoor. Ons onthou vir Priscilla as die borrelende verpleegkundige by Alma skool. Maar sy was altyd selfbewus oor haar skewe glimlag. Vandag ontmoet julle 'n splinternuwe Priscilla. Die eerste keer toe ek hier was, het ek 'n skewe glimlag gehad. Nou het ek 'n wonderlike glimlag. Ek het glad nie selfvertroue gehad nie en ek het nou baie meer selfvertroue. Smile a while and give your face a rest. Raise your hands to the one you love the best. Turn around to the one nearby and give to him a smile. Ek is 'n haarkapper. Werk nou al vir 19 jaar met kinders spesifiek. Ek doen almal se hare, maar die kinders is maar my punt. So En jou man is nou 28 jaar getroud, nê? Nee. So hoe voel hy oor hierdie nuwe pad wat jy nou stap? hy sê hy gaan DNA-toets doen om te kyk of ek regtig sy vrou is as ek terugkom. So baie opgewonde ook, want hy weet hoe ek voel oor my life. Hy weet en hoe ek voel oor die voorkoms en die feit dat jy ander vrouens moet laat mooi lyk, maar jy voel nie goed oor jouself nie. So hy weet wat my pad is. So, ek wil beter vir myself vir my, maar ek wil as ek beter voel, kan ek ander vrouens beter help. Maar op hierdie stadium het ek op 'n punt gekom in my lewe wat ek voel my bekertjie is nou leeg. So ek het nie meer om vir vrouens te gee nie. En die werk waarna ek is, ek het van die begin af my salon begin met die idee van ek gaan die Here vra. Hy moet mense stuur, hy moet vrouens stuur wat iets nodig het van hom af wat ek kan help. Eintlike doel is ek doen dit vir myself, ek doen hierdie hele ding vir myself en ook sodat my man en my kinders kan trots wees op my, maar ek wil ook ander vrouens inspireer daardeur. Nou die handvat sal optel. Vandag staan ons op 69, so ons is definitief Onder 70. Onder 70. Dit is my 'n groot eer om hier te wees. Ek het maar baie emosionele bagasie wat ek nooit besef het ek het nie. 'n Hairdresser is cheaper than 'n therapist. So ek het soms ook nodig dat iemand by my kom en sê alles gaan oukei wees. Jy gaan oukei wees en jy is genoeg om te doen dit wat jy kan doen. So eerste keer in 24 jaar wat ek kan sê ek weeg onder 70 kilos. En ek weet nou, niemand anders kan 'n lyntjie in my boek skryf nie, is net ek. Dit was ek Desember. Maart maand, die 27ste April.
Daai hare, dit lyk so mooi. Nou, hoe voel jy as 'n haarkapper nou oor jou nuwe haarstyl? Jong, weet jy nie? Glad nie 'n kleur wat ek vir myself sou kies nie, maar ek love dit. Slegste gewoonte is tyd om kos te maak. So die maklikste uitweg is slapchippies. Slapchips. Slapchips. Dit was my slegste tyd. En hoe het jy hierdie gewoonte afgeleer tydens die nuwe jy-program? Jy weet, dis alles maar 'n kopskyf. Mens moet besluit. Jy moet daai change in jou lewe doen, jy moet daai verandering doen om te sê dis klaar, dis verby. En dan ook om te kyk hoe ek gelyk het as gevolg van slapchips. Almal wil net weet wat het ek gedoen en hoe het ek dit gedoen? En toe ek in die salon instap, toe groet sy my, maar kan sien sy het so uitdrukking op haar gesig van sy's nou nie seker wie's dit nie. En want sy het my redelik lanklaas gesien en toe vra sy vir die vroukie wat die naaste doen. Dis 'n where's that fat lady? En toe staan ek daar en ek is soos van wie praat sy nou? En sy sê the other one that does the hair, the fat lady. En die vrou van die naas het daar net so gekyk en vir haar gesê, "No, she's the fat one. She was the fat one. She's not fat anymore." Annetjie is die haarkapster wat altyd almal mooi gemaak het. Maar sy het die mooi in haarself verloor. Kom ons verwelkom vir Annetjie. Hallo julle almal. Die eerste keer toe ek hier by Tsipolo was ek vet, lelik, ongesond, lekker geëet. En toe het ek geleer, gesonder keuses, gesonder kossies en dis die resultate. So ek het toe ek 30 was, begin studeer en goeters en ek het net syfers geloof. Jou kinderlewe was nie maklik nie. Nee. So vertel ons 'n bietjie, gee ons 'n bietjie agtergrond daaroor. So ek het van baie klein af by my ouma en oupa gaan bly en ek het seker 2 jaar by my ma gebly. En toe sy oorlede en maar Dink jy die feit dat jy dalk 'n verwerping van jou ma ervaar het iets met jou gewig te doen? nee, toe ek jonger was, voor ek getrou het, was ek die mooiste in die familie. En nou is ek die vetste. Ek wil meer uit my dop uitklim. Meer dinge doen, want op die oomblik voel dit, want jy's vet en kort en almal kyk vir jou en soos hulle benadeel jou, soos jy voel kleiner as hulle. Afsny van myne. Nee. Kyk en daai laaste stukkie sny ons net so plat. Daar gaan hy. So ek gee vir jou my daai plaat vir jou, daai voorste een. Jammer. Ons eerste groot mylpaal bereik om deur die 80's te breek. So vandag is ons al af na 74.5 toe. Ek voel ek is werd om hier te wees en dit te doen. Ek wil uit my comfort zone klim. Soos toe ek nog vet was. Ek het altyd weggekruip. Ek is nie in foto's nie. As ek in 'n kamer loop, dan kruip ek weg, gaan sit daar agter en ek wil dit nie meer doen nie. Ek is nou besig om die mooi swaan te word en ek het uitgevind ek het goeders wat in my brein groei, hulle noem dit lineans en dit het my korttermyn verheue dit slaan dit aan. So dit is baie moeilik vir my. Wat ek wil doen as 'n vrou, wat ek hier uit wil vat, is ek wil ander mense inspireer. En vir hulle ook wys, jy kan dit doen. En ja, ek voel, ek klim nou uit my boks uit, bietjie stadig, maar ek sal daar kom. En ek voel trots op myself. So ek voel nie meer ek moet wegkruip vir die foto's nie.
Charmaine, hierdie groen lyk so mooi aan jou. Baie dankie. Ek dink ook so. En jou hare lyk pragtig. Ja, dit is. Hou jy van jou nuwe voorkoms? Ek is mal daaroor. My sussie het vir my nou die dag 'n boodskap gestuur en gesê, "Charmaine, jy is nou maar Charmaine en ek is Bethlehem." Dit was nou nadat sy gesien het wat jy weeg. Ja, Hoeveel gewig het jy verloor, Charmaine? 18.3. Ek het na die Lede en Peer se live show alleen gegaan en ek het nogal voor by die stage gesit. Ek kan dit nie glo. Jy voel goed oor jouself. En ek is baie bly daaroor en ek wil nie teruggaan na die ou Charmaine toe nie. Jy doen fantasties. Dankie. Vandag het sy baie meer selfvertroue en sy weet dat sy werd is om hier te wees. Hier is die nuwe Charmaine. Toe ek eers hierheen gekom het, was ek so stil, skaam, teruggetrokke en vandag het ek baie groot mond. En ek is ook die compliance officer. Ek hou daarvan om rallies te doen, tydrenne. So my man bestuur en ek navigate. So dit is nogal baie interessant van alles jou kommunikasie middels weggaan en jy moet met die handsyne begin verduidelik. Hoekom wil jy gewig verloor? Vanessa, daar's twee redes vir my. Eerstens is dit die vetste wat ek nog was in my hele lewe. Maar ek was ook onlangs gediagnoseer met fatty liver syndroom. So vir my gaan dit meer oor my gesondheid op die stadium. Ek moet gewig verloor, ek moet meer oefeninge doen om die risiko vir lewerkanker te verhoed. En dit is vir my baie belangrik. Hoe voel jy op hierdie stadium? Het jy baie energie? Voel jy moedeloos? Voel jy positief? Ek is vir die algemeen 'n baie emosionele mens. So op hierdie stadium van my lewe, ek sukkel 'n bietjie. Ek weet ek moet die gewig verloor, ek weet ek moet op hierdie reis wees en dis hoekom ek julle hulp nodig het, want ek kan dit nie op my eie doen nie en dit is vir my baie belangrik om dit te doen. Ek dink ek wil weer goed voel oor myself. Loer na wat hier op die skaal staan, is dit 66.2. Ek het afgemat gevoel en myself verloor in die laaste 2 jaar. En ek het gesoek na iets wat ek kon doen om myself weer te vind. Ek het ingeskryf en ek het begin met die program van die 60 dae. En in hierdie program het ek 2 amazing vriendinne ontmoet. Ek het aangehou en later toe word ek toe nou gediagnoseer met fatty liver disease en toe skuif my fokus. Nou moet ek my fokus, my eerste prioriteit moet nou my gesondheid wees. As ek myself nie liefhet en ek is nie gesond nie, hoe kan ek vir my familie en my vriende en mense wat vir my lief is daar wees? Wat ons sien. Wow! Hierdie lip liner en hierdie lipkleer se naam is Burning Love. As ek vir myself in die spieël kyk, dan sien ek 'n nuwe mens. Maar ek het besef dat daar nog werk is om te doen en toe ek gaan dink by myself hoe ek dit kan doen en wat kan ek doen om nog te verbeter, om 'n gelukkige en 'n gesonde ek te wees. Emosioneel, daar sal ek nog baie moet aan werk want ek loop met my emosies op my hart. En ja, dan as ek dan van gesondheid en ontspanning, duty behind. En dit is wat ek graag wil doen, tree vir tree. Dankie julle. Goed, so die oomblik het aangebreek. Anne-Marie, welkom. Hoi, Daniel, gaan dit? Goed. Ja, Anne-Marie, jy's reg vir 'n aandjie uit. Ja, nee, Hoe gaan dit nou met jou? ja, dit was 'n bekommernis geweest. Ek het nou met al die gewig wat ek verloor het en ek bietjie meer aktief was, gaan dit nou baie beter. Ek voel baie gesonder, ek is meer energiek en my dokter is baie tevrede met die resultate. Sê dit is nou weet ek is nie meer in gevaar nie. En ek moet dit nou net so volhou, dan behoort ek nie verder 'n probleem te hê nie. Vandag voel ek baie meer positief. Ek is 'n baie gelukkiger ek van binne en van buite en het nou baie meer selfvertroue.
Ek dink vir my is om myself in die spieël te kyk en vir myself lief te wees en te sê dit is die persoon wie ek wil wees. Annemarie het haarself geken en sy het geweet wie sy is. Maar sy het ook besef sy het hierdie reis nodig om gesonder te leef. Nuwe Annemarie. Ek was lelik en vet vir myself en nou het ek getransformeer in die nuwe jy, nie net van buite nie, maar ook van binne en ek voel nou baie meer selfversekerd en goed oor myself en ek is ook baie gesonder nou. Baie dankie. Hoekom wil jy gewig verloor? Ek wil net op 'n punt kom waar ek in my lewe vir myself kan mooi voel, waar ek kan vir myself in die spieël kyk en nie alles wil wegsteek en daai reaksie wat mense het, daai outomatiese reaksie wat mense kry as ek myself in die spieël kyk, nie wil ek graag hê en ek wil graag voel ek het dit ook bereik vir myself en nie net altyd gefokus op die buite en wat anders aangaan met ander mense nie. Wat hoop jy om uit die nuwe jy program te kry behalwe gewigsverlies? Ek wil kan in 'n kamer inloop waar daar mense is en voel ek mag daar wees. So na 8 weke op die program staan jy op 70.8. Waar begin by die mense wat my eerste moes lief hê en die meeste moes lief hê en beskerm, dit nie gedoen het nie. Ek was altyd te bang, te seer, te onseker om vir myself te kan opstaan of enigiets myself te kan doen. Ek het inteendeel eers 'n foto van myself die laaste ek weet nie hoeveel jaar waar ek alleen staan en nie agter iemand of iets wegkruip nie, want ek het nie daai gevoel gehad dat ek mooi of okay is nie, net van binne en buite. So toe ek begin op hierdie journey was ek stikkend, emosioneel, fisies ongesond, nie op 'n goeie plek nie. En dit het gewys in alles, in die manier wat ek, jy sal nie sê as jy my ontmoet, die manier wat ek kan babbel en heel mal gaan en myself geniet en buite wees en ek is lief vir die natuur en die mooi, ek sal inteendeel die middag van die pad stop en partykeer vergeet daar's aankomende verkeer en 'n foto neem van die sonsopkoms en is iets wat vir my regtig mooi is en ek waardeer die natuur, maar wanneer dit by myself kom, jy sit jouself laaste want jy's nie die prioriteit nie. Jy is nou 'n nuwe jy. Jy's nie meer die ou mens wat jy was nie. Jy's you're you en jy's okay en jy's worth it. Ek is altyd bang om voor mense te praat, maar vandag is ek het nie die woorde om te sê dankie nie. Daar is 'n ongelooflike reis en 'n verandering wat ek in my binneste ondergaan het wat ek nie kan verduidelik vir enigiemand nie. Nie eers aan dink vir myself nie. Niemand ken my storie en ken ons verhouding in die agtergrond van waar ons vandaan kom nie. Mense gaan nie verstaan nie. Ek verstaan. Ek ken my waarheid, ek leef my waarheid en ek gaan vorentoe van daar want ek moet na myself kyk en myself vir eerste keer eerste plaas. Matilda, jy lyk wow. Dankie Vanessa. En jy weeg nou minder as wat jy op hoërskool geweeg het, is ek reg? Laerskool eintlik. Sê dit nie hardop nie. Hoe voel dit? Dis ongelooflik. Ek het nie gedink dit gaan ooit moontlik wees nie. Daai aan die begin het ek gesê ek wil in 'n kamer kan instap en voel ek hoor daar. Ek doen dit. Ek loop in en ek sê hallo. Ek praat nog nie heeltemal so baie dadelik nie, maar ek voel anders as ek iewers instap. Maar jy lyk fantasties. Dankie. Kom ons klink 'n glasie. Cheers. Op Matilda. Vandag is sy op haar doelgewig en sy straal van binne en buite. Verwelkom asseblief vir Matilda. Ek was stikkend, gebroken en ek het nie moed gehad om voort te gaan met my lewe soos dit was nie. Ek voel of ek kan dinge doen wat ek nooit gedink het ek sal kan doen nie en ek voel sexy. So dit is wonderlik. Baie dankie.
Hoe klink jy in 'n wêreld wat meer liefde nodig het? Ek het onlangs hierdie kostelike storie gehoor wat ek graag met jou wil deel. 'n Ouma het eendag saam met haar kleindogter Elsie by die skool se kermis rondgeloop. Hulle stop toe by die tafel waar kinders hulle gesiggies kan laat verf. Maar die meisie by die tafel wou nie Elsie se gesiggie verf nie, omdat sy kwansies te veel sproete gehad het. Arme Elsie het dadelik onbedaarlik begin huil. Maar ouma het langs haar op die grond gaan sit en vir haar gesê dat daar niks op aarde is wat vir haar so mooi is soos sproete nie. Sy het ook gesê dat sy altyd vreeslik graag sproete wou gehad het toe sy klein was. Is daar enigiets in die wêreld wat mooier is as sproete, het ouma gevra. Elsie het opgehou huil en geantwoord, ja, ouma se plooie is mooier. Is dit nie wonderlik om te sien hoe opreg kinders is nie? Hulle het onverwaarlik lief. En hulle vergewe en vergeet ook onverwaarlik. En kyk nie net met kritiese oë na almal om hulle nie. Ons kan so baie by hulle leer. Veral in 'n tyd wat haatspraak hoogtyd vier. Dit is bitter ontstellend om te lees en te hoor hoe mense mekaar verskeer met seermaakwoorde. Meestal opsetlik en op skrif ook nog, sodat almal dit kan sien. Onthou dat jou negatiewe kommentaar baie meer oor jou sê as oor die persoon wat aan die ontvangkant staan. So, kom ons dink mooi voor ons van iemand skinder, hulle vloek en uitskel in ons gedagtes of sommer op Facebook iets beledigend sê. Audrey Hepburn het gesê, for beautiful eyes, look for the good in others. For beautiful lips, speak only words of kindness. And for poise, walk with the knowledge that you are never alone. Kom ons gebruik meer opbouende woorde. Kom ons gee daardie kompliment. Kom ons bly stil as ons niks goed het om te sê nie. Kom ons praat die taal van liefde.